So nader 'n mens tot God. Jakobus 4, in Afrikaans 53:33, die 3de vers sê, julle bid, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Wat ons moet besef, is dat komponente van die evangelie van Jesus Christus, of komponente van die koninkryk van God, nie die volle evangelie is nie, en ook nie die koninkryk van God omvat nie. Dus bloot onderdele. 'n motorwiel byvoorbeeld, of 'n motorbattery, is komponente. Hulle dra die titel motorwiel, maar hulle is nie die motor nie. Jy kom nêrens deur sekere komponente te hê nie. Jy moet al die komponente van 'n motor hê, om 'n motor te hê en te kan beweeg en iewers te kom. Net so met die evangelie van Jesus Christus. Baie mense se teleurstellings dat God byvoorbeeld nie hulle gebede antwoord nie, is gewoonlik te wyte aan ontbrekende komponente. Ek het juist die afgelope tyd te doen gehad met 'n predikant, sy selfs 'n professor in die teologie, beweer hy, wat sy geloof verloor het, want het gebid en nog gebid en nog gebid en nog gebid, en die Bybel sê, bid en vir julle sal gegee word, en hy het nie gekry. So hy glo nie meer nie. Hy het nie verder gelees. Julle kry nie, want julle bid verkeerd. En as ek na sy storie luister, waarvoor hy gebid het, te waaragtig verkeerd gebid. Ons word genooi in Hebreërs 4, vers 14 tot 16. En dit lees so, terwyl ons dan nou 'n groot hoë priester het, onderstreek hoë priester, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God. Laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Kom, ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Ons moet egter verstaan, daar's bepaalde komponente aangaan na die genade troon, waaraan ons geestelik moet voldoen. En die pad, die geestelike pad, word vir ons aangedui en uitgebeeld in die tempeldiens van die Ou Testament. Dit sê, ons het 'n priester vir jou. Die genade troon was nie die beginpunt van dit wat in die tempeldiens plaasgevind het nie, maar die eindpunt. Jesus het vir ons die pad oopgemaak na die genade troon, maar ons moet die roete volg met al sy komponente. Ons diepe besef van die noodsaaklikheid dat ons elke een individueel by die versoendeksel of troon van genade moet uitkom, is die beginpunt. 'n besef wat kom as gevolg van sonde bewustheid en ons eie doemwaardigheid. Die Here moet my red. En dit kom op twee wyses. Die wet van Moses, Galasiërs 3:24. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Die wet is nie wat ons regverdig maak voor God nie. Wetsonderhouding of 'n poging om die wet te onderhou, maak ons nie regverdig voor God nie.
Dit is eintlik 'n, kyk, julle kry dit nie reg nie. Kyk, julle hou nie daarby nie. Kyk, julle verdien die dood. Sodat ons na Christus sal gaan, sê mea culpa, ek is skuldig. Johannes 16:8 sê ander metode waardeur die oortuiging van my sonde en doemwaardigheid kom. Wanneer hy, die Gees van die waarheid, kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, van sonde omdat hulle in my nie glo nie. En dit het te doen, hierdie sonde-oortuiging, met objektiewe waarheid. My doemwaardigheid het te doen met objektiewe waarheid. Waarheid oor onsself. Dit het niks te doen met 'n minderwaardigheidskompleks of depressie waaraan jy vereis word om te ly om ek is 'n sondaar. Dis nie waaroor dit gaan nie. Objektiewe waarheid. Ek is 'n sondaar. So sê die Here. So getuig my lewe. So praat my misdade. Die objektiewe waarheid is dat ons almal gesondig het en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En dit maak ons doemwaardig. Dit maak dat ons die ewige dood verdien. En dis iets wat ons egoïsme nie wil erken nie. Dis hoekom die begrafnis ook altyd, hy was 'n goeie man. Die dag sal my begrawe, sê eerder, Valerie was 'n sondaar, maar Jesus Christus het hom gered uit genade. Ja, ek het 'n paar goeie goedjies gedoen, wat die kinders waardeer en my vrou waardeer het, maar dit maak my nie regverdig voor God nie. Ons egoïsme sê, I am a good man. Soos Johannes dit stel in 1 Johannes 10. As ons sê, ons het nie gesondig nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Erkenning is die eerste stap na die genadetroon. En dan volg bekering. Bekering gaan gepaard met die erkenning en die berou en die persoonlike begeerte na hartgrondige, persoonlike verandering en hartsreiniging. Die Here moet my red van myself, van my misdade, van my sonde, van my gesindhede. En dit word pragtig uitgebeeld in Psalm 51, waar Dawid gekonfronteer word met sy sonde en oortreding deur Nathan die profeet. Toe Dawid sê die man verdien die dood vir wat hy gedoen het, toe sê Nathan, juis daai man. Toe sê hy nie, ek is die koning van Israel, niemand praat so met my, julle beleer, nee, ek het gesondig, sê Dawid. Onmiddellik erkenning. En daarmee saam Psalm 51, sy hartgrondige berou en bede tot God, dat God sy lewe, sy hart moet verander en vernuwe. Die tempel impliseer dat jy in beweging moet kom. Van waar jy is en gaan na waar God is en waar hy jou wil hê. Ware bekering gaan altyd gepaard met verlating of wegtrek. Dit word vir ons in die ganse evangelie en die Bybel vanuit die Ou Testament, Nuwe Testament regdeur verduidelik en voorgehou. Abraham kon nie net in Ur van die Galdeërs bly en God glo nie. Hy moes trek na die plek wat God vir hom voorberei het. 2 Korintiërs 6:17 en 18 stel Paulus dit so mooi duidelik vir ons.
Daarom gaan uit onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. Dit het 'n geweldige implikasie. En dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Almagtige. Dit impliseer 'n beweging weg van baie dinge. Onberoulike bekering. Toe daar vir Petrus gevra is, wat moet ons doen? Was die antwoord, bekeer julle, en laat elke een van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes. Bekering en die doop gaan gepaard. Jy moet egter verstaan, dat Petrus het baie duidelik maak in sy preek daar in Handelinge 2, wie Jesus Christus is, en dat God hom beide Christus, die verlosser, die verkose, die enigste, en die Here, die man en beheer van sy koninkryk gemaak het. En hy het hulle met baie ander woorde besweer en vermaan om hulle te laat red uit die verkeerde geslag. Kom uit onder hulle uit. Ander teks sê, hulle vind dit vreemd dat jy nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. Jy leef anders. En is duidelik dat die wat diep in die hart getref is, en sy vermaning aangeneem het, en tot geloof gekom het, in die Here Jesus Christus die Here, is die wat gedoop is. En die wat tot bekering gekom het, sy lewens het verander. 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Wat kenmerk hulle? Die ou dinge, die ou lewenswyse, die ou losbandigheid, die ou dronkenskap, die ou gevloek en geskel, die ou ontrouheid, etc. het verbygegaan. Alles het nuut geword. U kan in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11 self lees wat alles verby is, waaruit hulle gekom het. C.S. Lewis het dit baie mooi gestel. Hy sê, God het nie in Christus mens geword, om bloot beter skepsels van die ou soort te maak nie. Hy het ook nie om die ou skepsels net so te los nie. Hy het 'n totaal nuwe soort mens kom skep. Skepsels wat sy kinders kan wees. Wanneer jy sonde besef en jou doemwaardigheid en jou bekeer, is die pad na God geplavei met Jesus Christus. Hy is die vlekkelose en geslagte lam wat jy by God as offer kom aanbied. Jy kom nie om enige ander manier as hy is die lam. Daar is hy wat die sonde van die wêreld wegneem, het Johannes die Doper gesê. Hy is die een wat jou belydenis aanhoor. Hy is die een wat jou was met rein water. Hy is die priester wat jou ontsondig met besprenkeling van sy bloed op die hisopstingel. Hy is die priester wat jou lamp brandend hou deur die Heilige Gees. Hy is die een wat jou gebede as welriekende offer by God aanbied. Hy is die priester van die begin tot die einde van die tempeldiens. Hy laat jou toe om in die allerheiligste in te beweeg deur hom wat sy vlees die voorhangsel laat skeur het om die pad oop te maak. Sy bloed op die versoendeksel
en is die enigste wat versoening en redding bewerk. Hy is die hoëpriester, wat daar in die allerheiligste as jou voorspraak optree. Geen ander nie. Hy en hy alleen kan volkome red almal wat deur hom tot God gaan. Dis snert dat allerlei soorte godsdienste vandag aanvaar word as paaie na God. Hy kan maar doen sy dingetjie doen en die pad loop deur die voorbeeld wat in die tempel vir ons gestel het op 'n geestelike wyse. Dit is die pad wat jy en ek moet stap. Dit is wat ons moet glo. Dis wat geloof in Jesus Christus behels. Dis wat geloof in God behels. Geloof is nie net sommer positief wees om positief praat nie. Geloof is nie net sommer glo, daar is 'n God nie. Geloof is nie sommer net lippetaal nie. Geloof is die pad, of om die pad te stap wat die tempelprosedure uitbeeld. Geloof is om Jesus Christus as die weg na God te aanvaar. Geloof is om deur Jesus Christus na God te gaan. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. En laat ek afsluit met Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God gaan op hierdie pad, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. En ons slotteks Hebreërs 10:22. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot hoëpriester het oor die huis van God, laat ons toetree. Waar? Die huis van God. Soos in die tempeldiens. Met 'n waaragtige hart. In volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. En die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. As jy daardie vers mooi bekyk, sal jy die ganse tempelprosedure in daardie vers vind. Laat ons toetree. Laat ons die pad stap. Baie dankie dat jy na my luister. Ek hoop en vertrou dat jy en ek hierdie pad volkome, hartgrondig, ten volle, met volle geloofsversekering. So kan ons nader tot God, gered word, vergewe word, nuut gemaak word, gehelp word, in Jesus se naam en sy naam alleen. Amen.